Goeiemôre geliefdes, kom ons staan en dan sing ons die Onse Vader. So spreek die Here, luister aandagtig na my en eet die goeie, en laat julle siel hom in vettigheid verlustig. Neig julle oor en kom na my toe, luister en julle siel sal lewe. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons sing Psalm 116. Ons sing daar die 1, 2 en 5de vers tot eer van die Here. Amen.
Geliefdes, na die wet dan sing ons gesang 270 vers 1 en 2 en dan na die geloofsbelijdenis die derde vers, gesang 270. Maar kom ons luister eers na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan hier in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie. Want die Here sal een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Saterdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Met hierdie waarheid in die hart, kom ons spreek ook die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Gelukkig is almal
Geliefdes, vanmôre luister ons na die woord van die Here, daar in die Nuwe Testament, Lukas 16. Lukas 16 gaan ons lees daar van vers 19 tot en met vers 31. Maar kom ons bid eers saam. Here God almagtig, U wat vir ons deur die Gees ook hier by mekaar bring. Here, U wat ons hier na U huis toe roep. Hoe wonderlik, Here, U Gees wat op 'n kragtige wyse ook in ons lewe werk. Om so in die waarheid ook te kan getuig van die grootheid en die almag. U alwysheid, U alwetendheid. En daarom, Here, kom ons in die diepste nederigheid vanmôre hier voor U, ons kniel voor U. Kom kniel in die diepste afhanklikheid en die wete dat ons sonder U tot niks in staat is. En Here, ons beleef dit so in ons werk, ons daaglikse lewe, ons omgaan met ander mense. Dat ons dikwels so magteloos staan. Dat ons kraggies maar eintlik baie flou is. En daarom, Here, ook so nodig dat ons hier by mekaar kan kom as gemeente, in gemeenskap van gelowiges, om op so 'n manier ook mekaar se laste te dra. Om op so 'n wyse, 'n wonderlike wyse by mekaar te kom, Here, om U te kom loof en aanbid en U naam groot te maak. Om hier ook saam te kom dankie sê vir U wonderlike genade in ons lewe. Ja, Here, genade wat, liefde wat onbeskryflik is. Ons het nie genoeg woorde nie, ons gedagtes is te kort. Daarvoor kan ons maar net kom buig en sê dankie, Here. Dankie dat U in ons ellende en ons dink, en ons help, en ons krag gee. So dink ons in besonder aan hulle in ons gemeente wat siek is. Hulle wat al afgeleef is. Ook hulle, Here, wat hartseer is. Bid ons dat U sal vertroos en krag gee om ook vorentoe te gaan. En dankie, Here, dat ons weet U is elke tree met ons. U tel ons op waar ons val. U rig ons op om weer verder te gaan. Wees met ons nou hier, Here, versterk ons deur die woord en Gees. Versterk vir ons in die geloof. En wees U ons sondaars genadig. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, uit die woord van die Here hier uit Lukas 16, daarvan vers 19. Die opskrif het daar gelykenis van die ryk man en Lazarus. En daar was 'n ryk man en hy het purper en fyn linne gedra en elke dag vrolik en weelderig gelewe. En daar was 'n bedelaar met die naam van Lazarus wat vol swere voor sy poort gelê het. En hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek. En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. En die ryk man het ook gesterf en is begrawe. Toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem.
En hy roep en sê, Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lazarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel. Want ek ly smarte in hierdie vlam. Maar Abraham antwoord, kind, onthou dat jy jou goeie dinge in jou lewe ontvang het en so ook Lazarus die slegte. En nou word hy getroos, maar jy ly smarte. En by dit alles is daar tussen ons en julle 'n groot kloof gevestig, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan na julle nie kan nie, en die wat daar is nie na ons kan oorkom. En hy sê, ek bid u dan Vader om hom na my vader se huis te stuur, want ek het 5 broers, om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom. Toe sê Abraham vir hom, hulle het Moses en die profete, laat hulle na die luister. Maar hy antwoord, nee Vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hul bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan, tot sover. Geliefdes, natuurlik hier die Lazarus, mense vra baie keer, dis natuurlik nou nie die broer van Martha en Maria, wat Jesus op 'n stadium ook opgewek het nie. Jesus vertel hier 'n gelykenis, waar hy die naam Lazarus gebruik. Daar vers 31, as hulle na Moses en die profete, met ander woorde die Bybel, nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan. My broer en suster, wat gebeur die oomblik as ons laaste asem hier op aarde uitblaas? Baie vrae wat ons het, hoe lyk die hemelse heerlikheid? Hoe lyk die hel? En ons weet die gordyn van verborgenheid word maar net plek vir ons eintlik maar net so op skreefies in God se woord oopgetrek. En daarom ook nie verniet die woorde van Paulus daar in 1 Korintiërs 13 vers 12, dan sê hy baie duidelik, hy sê, want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. Maar as ons dit sê, dan moet ons ook vir mekaar sê, hierdie woord van God is duidelik en genoegsaam tot ons saligheid. Maar wat ons ook besef, ons leef nog hier op aarde in onvolmaaktheid. Ons ken ten dele, ons weet nie alles nie. Daar is verborgenhede. Maar dis nou my broer en suster, juis waar die sektes en die dwaalleraars en die leonprofete die saak heeltemal uitbuit. En dit natuurlik heeltemal misbruik. Hulle wil dit wat ten dele is volgens, maar hulle eie smaak, hulle eie insig op 'n manier kom hulle in dit, hulle kleur dit in. En so buig hulle en skep hulle na hulle eie smaak en insig. En dan is dit nie die waarheid. Hulle skep natuurlik, en jy hoor dit baie, hulle skep daardie indruk, ons weet meer, ons het meer insig, ons is geestelik baie verder gevorder as baie mense, ons sien dinge wat ander nie sien nie, jy hoor dit, jy beleef dit.
En so raak mense eintlik so gefascineer deur hierdie betowerende voorstellings van hulle tipe van beredenering, hulle openbaring. En daarom my broer en suster, 'n baie ernstige waarskuwing vanmôre ook om baie versigtig te wees. Ons hoor baie dinge op sosiale media. Ons moet versigtig wees om nie maar na willekeur by te voeg of weg te neem soos wat ons wil. Gaan lees maar daar in Openbaring 22 vers 18 en 19. Ek en jy moet hou by die waarheid van God se woord. Dit wat ons lees, dit wat vir ons openbaar word, dit wat die Gees vir ons kom sê in ons hart. Ons moet nie ons laat mislei deur allerhande oulike fabels wat ons fascineer. As ons dan praat van die gordyn wat vir ons effens oopgetrek word, is daar baie voorbeelde in die skrif, maar 'n klompie vanmôre net vir u te noem. Daar in Handelinge 6 en 7 lees ons natuurlik waar Stefanus voor die Joodse raad gebring is. En hulle bring hom daar, want hy getuig van Christus se opstanding, Christus se oorwinning, en dit wil hier die Joodse raad natuurlik nie hoor nie, en daarom is hulle van plan om hom te stenig. En voor sy steniging, voor sy dood, dan lees ons daar in Handelinge 6 vers 15, en terwyl almal wat in die raad sit hul oë stip op hom hou, sien hulle dat sy gesig soos die gesig van 'n engel was. Daar is al klaar iets by hom van 'n verheerliking, 'n voorafteken van 'n hemelse verheerliking op sy gesig te bespeur. En dan as 'n mens verder in daardie gedeelte lees, Handelinge 7, vers 55 en 56, dan, en hy, Stefanus, het gesê, luister mooi, hy sê, kyk, ek sien die hemele geopen en die seun van die mens aan die regterhand van God staan. En hulle het Stefanus gestenig terwyl hy die Here aanroep en sê, Here Jesus, ontvang my gees. My broer en suster, en dit herinner so aan Christus wat daar aan die kruis gehang het en voor hy sy laaste asem uitgeblaas het. Lukas 23 vers 46, dan bid hy, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En dan natuurlik 'n baie belangrike voorbeeld ook waar Jesus tussen daardie misdadigers gehang word. Natuurlik die een wat hom heeltemal verwerp, die ander een wat vir hom aanneem. Die een wat vir hom aanneem sê daar in die kruis vir Jesus, hy sê, dink aan my Here wanneer u in u koninkryk kom. En dan Lukas 23 vers 43, en Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Met ander woorde, na die voorbeeld van Jesus Christus, weet ons as gelowiges, dat ons siele ook na ons dood, na ons hemelse Vaderhuis verhuis. En ek het nou vir u gesê, hoe misbruik sektes en dwaalleraars hierdie sake, die 7-daagse Adventiste wat kom en sê, maar destyds met die vertaling was daar nog nie kommas, en nou is die komma op verkeerde plek geplaas. Daar is gesê, ek sê jou vandag, met ander woorde, ek sê nie môre nie, ek sê vandag. Sien jy hoe skuif hulle maar na hulle eie wil. Dan lees die ding heeltemal anders, want hulle reken daar, jy slaap, jy het 'n siele slaap, tot en met Jesus Christus weerkom. Hier in hierdie gedeelte wat ons vanmôre gelees het, leer ons die waarheid. Die gelykenis van die ryk man en Lazarus. Natuurlik, my broer en suster, weet ons baie duidelik, as ons sterf, kom daar 'n skeiding tussen siel en liggaam. Belangrik, hier lees ons
dat die siel van die ongelowige na 'n ander bestemming gaan. Beslis nie, my broer en suster, na dieselfde bestemming as die gereddene nie. En dan weer, daar sit ons weer met 'n dwaalleer, wat hierdie gebruik en sê, maar almal gaan maar eendag gered word. Die sogenaamde omnibus gedagte. Niemand moet tog verder omgee nie. Ons kan maar Sondag soos ons wil. Niemand gaan verlore nie. Dis nie waar nie. Baie belangrik, my broer en susters, want mense verstaan dit ook verkeerd. Hier word nie gesuggereer dat rykes nou hel toe gaan en armes hemel toe gaan voor die voet nie. Natuurlik. Baie belangrik. Het gaan hier of jy Jesus Christus in hierdie lewe op aarde as jou persoonlike saligmaker, verlosser en saligmaker aangeneem het en dit onwrikbaar glo. Het gaan nie of jy wanneer ook al doodgaan nie, om daaroor te bekommer nie en hoe jy doodgaan nie. Dit gaan belangrik wat jy met jou lewe maak voor jy sterf. En daarom, my broer en suster, 'n lewe sonder Christus beteken 'n ewige lewe in die helse vuur. Hoor dit vanmôre. Belangrik om te weet, om weer te besef, maar hierdie verlossing in Jesus Christus gebeur slegs deur die werk van die Heilige Gees. En daarom, as ons as gelowiges, ek as gelowige sterf, dan word my siel weggedra na die hemelse heerlikheid. Die hemelse heerlikheid, daar waar Abraham en ook ander gelowiges hulle naal afsterwe, hulle daar reeds bevind. En nou lees ons baie duidelik vanmôre hier die plek waar hier die ongereddene beland. Daar word vir ons iets daarvan gesê, sy siel gaan na 'n plek van smart, vers 23. Ons hoor dit baie duidelik. Daar in hierdie plek van smart, dan sien hy van ver af daar vir Abraham en Lazarus. En stel jy maar voor, met ander woorde, hy sien daar hulle geluksaligheid. En dink maar as 'n mens in so 'n plek van smart is, en jy sien daar die geluksaligheid, dan maak dit jou smart net erger, jou smart en jou pyn. Hy bevind hom aan 'n plek, en baie duidelik word gesê, 'n haglike plek waar dit warm is, waar hy dors het. En onthou maar net, dit hou nie op nie. Dis voortdurend daar tot in ewigheid. En dan vra hy daar om die punt van Lazarus se vinger maar net in water te kan steek, sodat hy sy tong kan kom afkoel. Want hy ly smarte in hierdie vlam. In vers 28 praat hy van sy bestemming as 'n plek van pyniging. Hoor jy dit alles vanmôre? En kan jy glo, daar is mense, daar is teoloë, slim teoloë, predikante wat vandag kom en sê, daar is nie hel nie, daar is nie 'n duiwel nie. My broer en suster, dan maak hulle mos God se woord tot 'n leuen. Daar die ongereddene, as ons hier na hierdie stuk terugkeer, hy smeek om barmhartigheid. Maar dan wys Abraham vir hom daarop dat Lazarus nou getroos word, terwyl hy as ongereddene die smart moet ly. En belangrik word daar gesê, tussen hulle twee, of hulle dan is daar 'n geweldige kloof, 'n skeiding, sodat hulle nie by mekaar kan uitkom nie. Angswekkend. Want daar word nou nie
pertinent gesê, maar hierdie ongereddene is vir altyd, vir ewig van God verlate nie. Maar stel jy voor om van ewigheid, vir ewig dan van God verlate te wees. Hoe verskriklik moet dit nie wees nie. Te dink hierdie toestand hou aan en aan sonder eind. Die ongelowige bid dan en smeek tot Abraham om uit die dood op te staan, om maar dan tot hierdie aardse lewe terug te keer, sodat hy hierdie 5 broers van hom kan gaan waarsku. En dan sê hy daar in vers 28, sodat hulle nie in hierdie plek van pyniging beland. En dan sê Abraham, hy antwoord, hulle het Moses en die profete, hulle het die woord van God, om ook die verlossing van Jesus Christus raak te lees, te ken, te glo. Hierdie verlorene reken dat sy opstanding uit die dood en sy waarskuwing dan hulle sal aangryp en dan tot bekering dring. Maar Abraham wat verstaan, hy wat verstaan dat die woord van God genoegsaam is, duidelik is. Die Heilige Gees wat hier die woord van God gebruik om ons te dring tot wedergeboorte, tot geloof en bekering. My broer en suster, hierdie ongeloof is ook vandag te bespeur. Dis in die orde van die dag. Ons kry dit selfs in ons families, ander vreemdes wat ons raakloop. Was ook in die tyd van die fariseërs, die skrifgeleerdes. En mense kom in ons dag, en hulle soek tekens, gebeure wat my aangryp, wondertekens wat my in ekstase wegvoer, wondertekens wat my kan fascineer. Want die Bybel, die evangelie van verlossing is nie meer goed genoeg nie, gryp hulle nie meer aan nie. Ag, die ou Bybel is oudtyds. Ons soek iets nuuts. Ons soek iets meer opwindend. Iets wat ons asem kan wegslaan. En 'n mooi woord wat Engelse woord wat baie gebruik word, die woord dit moet mind-blowing wees. Sien nie die wonderlike geleentheid wat sektes en dwaalleraars weer het om fabels op te maak, wat mense wegvoer. My broer en suster Paulus vertel so ietsie verder ook van die hemelse gesig wat hy ervaar het. En hy's 'n beskeie mens. Hy wil nie eers sê dis hy wat dit gesien het nie of ervaar het nie. Hy sê dis iemand anders. Hy weet van 'n man. Maar daardie man is eintlik hy self. Hy sê in 2 Korintiërs 12 vers 4 dat hy weggerig is in die paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het wat 'n mens nie mag uitspreek. Iets van hierdie hemelse heerlikheid. En dan natuurlik daar in 2 Korintiërs 2 vers 9 vertel hy van hierdie hemelse heerlikheid wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het en die hart van 'n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom liefhet. Ook daar in 2 Korintiërs 5 vers 1 dan kom Paulus met die wonderlike versekering, want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Filippense 3 vers 20, dan kom hy verder en hy sê, want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag, die Here Jesus Christus. En baie duidelik weer kom hy in 1 Korintiërs 15, en dis met Christus se wederkoms, dan praat hy baie oor die opstanding,
Hy sê daar in vers 52, want die basuin sal weer klink, en die dode sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word. Daar die opgestane liggaam en siel herenig om verheerlik te word. Dit alles deur die Here Jesus Christus, om dan as verheerlike saam met hom die nuwe Jerusalem in te gaan. Geen niks van wegraping. Hoor ons vandag, tot in gereformeerde kringe, wegraping. Daar is geen wegraping. Daar is geen sprake van 1000 jaar vrede dan nou hier op aarde, wat skielik dan daar sal wees nie. Ons leef reeds in hierdie 1000-jarige vredesryk. Dan sê hulle, dan kom Jesus Christus, met ander woorde, hulle praat dan van 2 wederkomst. En nou die dag gelees, hulle voeg selfs meer, 2, 3, 4 wederkomst. Nee, my broer en suster, Christus kom net een keer om die finale oordeel te vel. Markus 13 vers 32. Maar van daardie dag en die uur weet niemand nie. Ook nie die engele in die hemel of die see nie, maar net die Vader. En hy sal kom en hy sal skeiding maak tussen die skape en die bokke. Sy finale oordeel sal hy vel. En hy maak nie fout nie. Aan sy wedergebore kinders, sy skape, sal hy sê, Matteus 25 vers 34, kom julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. Vir die ongelowiges, die bokke, sal hy sê, Matteus 25, 41, gaan weg van my, julle vervloektes, en die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. My broer en suster, wat God besluit, gebeur. Dit sal gebeur. Openbaring 20 vers 15. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. My broer en suster, mag jy vanmôre en elke dag opnuut besef hoe onbeskryflik groot God se genade is. Sy liefde, sy genade, dat hy jou in Jesus Christus uitgekies het, gered het. Mag jy opnuut sy liefde en sy genade opreg waardeer, elke dag van jou lewe. Dan kom elke dag daarvoor dat hy die geloof deur sy gees in jou hart ingedra het, om sy woord te glo, om die verlossing van Jesus Christus te glo. Genade, onbeskryflik groot. Gesang 295, daar die 4de vers, soos hy sê, genade, onbeskryflik groot, daar's fees, ek is weer tuis, die seun bring my verlore mens, weer in die Vaderhuis. Amen. Kom ons bid saam. Here God, ons hoor die waarheid van die woord. Die gees van waarheid bring hierdie woord in ons harte en gedagtes. En ja, Here, ons besef, dit is 'n saak van groot erns. En daarom is die woord so belangrik. Die evangelie van verlossing deur ons Here Jesus Christus. En dankie daarvoor, dankie Here dat ons glo.
Dat ons glo nie as die enige God, Vader, Seun, Heilige Gees. Dat ons glo aan die onfeilbare woord. Dat ons glo in die verlossing van ons Here Jesus Christus. Hy ons enigste verlosser en saligmaker. En dankie Here, dat ons daardeur ook die ewige hemelse heerlikheid beerf. Dit wat U vir ons bewaar. Dankie daarvoor. Ons loof en prys U in Jesus naam. Amen. Skriftersgesang 373. 'n Mens bære dit gewoonlik so met 'n begrafnis, maar kom ons hoor dit maar terwyl ons leef nog. Dit gaan hier oor salig in die Heer te sterwe. Salig in die Heer te sterwe, die hemel heerlikheid te erwe. Die woning deur hom voorberei, kom die dood met sy verskrikking. Gee U ons Here U verkwikking, wat ewig onverderflik bly. Bevry van elke leed, dra ons die bruilofskleed. Halleluja, genade loon, wag by die troon. En ewig sal ons by hom woon. Mooi. Kom ons sing die eerste en tweede vers tot eer van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u almal. Amen.